Psalm 51 is 'n geweldige belangrike psalm. Dit is een van die paar van die bekeringspsalms wat ons kry in die psalmboeke. Wat dit belangrik maak is waar iemand regtig 'n groot ontmoeting, verontmoediging voor God het wat in hulle lewe gebeur het. Waar hulle regtig bewus geword het van sonde in hulle lewe. So Dawid, bekende gedeelte, julle het dit dalk al gehoor in julle lewens, hy het hierdie ongelooflike sonde gepleeg. Hy het Uria vermoor, of wie hy jaloers was met wie sy vrou was, met Batseba sonde gepleeg wat oorspel was. Dit was so erg dat Dawid vir Uria na die gevaarlikste oorlogfront toe gestuur het om daar vermoor te word waar die grootste konflik was. Hoekom? Want Batseba was swanger met Dawid se kind. Hulle het hierdie kind buite die eg gehad en hierdie ongelooflike skande probeer wegsteek voor die hele gemeenskap om hulle. Soos wat dit gebeur het die profeet Nathan nader gekom aan Dawid wat 'n broer vir hom was en hom gekonfronteer oor hierdie sonde wat hy van geweet het. Nathan het hom op die man geroep en gesê, hierdie kan nie so aangaan nie Dawid, jy's 'n koning van Israel, dit is glad nie reg dat jy so omgaan met 'n vrou wat getrou is met 'n ander man nie en hierdie sonde moet in die lig kom. En dit is dan asof die Here ons 'n blik gee op hierdie lewe van Dawid waar hy moet tot bekering kom voor God. Nou treffend baie keer as ons sonde pleeg, wil ons vir iemand gaan sê, jy het teenoor hom gesondig. Maar die primêre fokus wat treffend is in Psalm 51 is dat Dawid hierdie sonde bely teenoor God eerstens. Nou julle, dis 'n radikale ander gedagte as wat ek gewoonlik dink oor bekering. Dat ek eerste teenoor God gesondig het. Soos wat ons in ons lewens omgaan en veral deur hierdie studie gaan in Psalm 51, is dit vir ons belangrik om te besef dat elke sonde wat ons pleeg is eerstens teenoor God. Hoekom is dit eerstens teenoor God altyd? Hier is die groot gedagte. Ons is in God se beeld gemaak om sy beeld te reflekteer en ons draai ons rug op God wanneer ons nie lewe soos wat hy ons roep om te lewe nie. Dis in die hart van sonde. So jou eerste probleem is om met God reg te wees in 'n verhouding. Psalm 51 is so behulpsaam om vir ons te wys hoe ons dan regkom met God. So wat ons hier sien, as ons van die verse van bo af werk, is dat Dawid dit eerste teenoor God bely. En hy draai nie doekies om nie. Hy is spesifiek en reguit en eerlik voor God wat hy verkeerd gedoen het. Hy noem dit selfs so ver terug dat hy sy moederskoot noem, waar hy al begin in sonde leef het. Julle weer eens 'n radikale gedagte, vandat jy gebore is, sukkel jy met 'n sondige natuur. Jy het in hierdie wêreld ingekom met 'n sondige natuur. Dis nie iets wat jou vuil maak van buite af nie, maar is iets hier binne in jou vlees, in jou wese wat jy saam met jou dra. En Dawid erken, in my moeder skoot het ek al met sonde gewees. So hierdie is 'n diep ding wat hy erken voor God en dat God hom sal skoon was, vers 3 en 4, van hierdie sonde waarmee hy sukkel. Dan vers 9 is baie treffend, dat hy spesifiek verwys na hierdie hyssop wat die Here hom mee moet skoon was. Nou julle, dit vir ons 'n prentjie terug na die kruis toe, soos wat ons dink aan Paasfees, dink aan Jesus wat gekruisig is. Terwyl Jesus aan die kruis gehang het die soldate vir hom ook hyssop gebring, 'n kry wat ook vir reiniging gebruik was. Soos wat ons in vers 9 dit raak lees, moet ons alarm aangaan en sê, hierso is 'n prentjie wat eintlik na Jesus toe verwys. Dawid pleit alreeds dat God hom sal skoon was, soos wat Jesus ons almal skoon gewas het paar duisend jaar later aan die kruis. So dis 'n klein prototipe van die evangelie wat gaan kom en die goeie nuus wat gaan kom, waar God ons eendag perfek en finaal gaan skoon was. Wat 'n wonderlike gedagte, soos wat jy aan jou eie sonde dink in jou lewe. En ek wil jou geleentheid gee, soos wat jy deur Psalm 51 gaan, om te vra, maar wat is dit in my hart wat ek met God besigheid moet doen? Wat ek voor hom moet bely? Opreg, eerlik, op die man af, spesifiek, elke fyn stukkie van daai sonde, maar dan spesifiek te onthou hoe die hyssop wat Jesus gedrink het vir ons sonde aan die kruis, hoe dit jou skoon was. Dis 'n radikale gedagte, soos wat ons Psalm 51 is, om te weet dat Jesus ons perfek skoon gewas het. Maar dan gaan dit aan, dit stop nie net daar, ek het bely
nou het die is op my skoon gewas, ek is nou skoon nie. Nee, Dawid gaan nog aan, en kyk saam met my in vers 18 tot 19. God soek nie net brandoffers nie, maar eerder 'n gebroke gees. Nou hierdie is 'n radikale gedagte in die konteks van wat in Israel aan die gang was. In die Joodse geloof was brandoffers instrumentaal om vir ons sondes te betaal. Dit was 'n manier hoe God se mense weer met God in vrede kon kom. En daar het natuurlik hierdie kultuur begin ontstaan, as ons baie brandoffers maak, is ons in 'n beter plek met God. Maar nie wat Dawid hier sê nie. Brandoffers is nie wat God soek nie, want Dawid sê ons, ek het al hierdie goed gedoen, ek het met Batseba oorspel gepleeg, ek het baie brandoffers gedoen, maar my hart was nie gebroken gewees oor die sonde waarmee ek besig was nie. So waarmee is jy besig in jou lewe waar jy regtig nie gebroken is oor sonde in jou lewe nie? Julle, dit is 'n treffende gedagte soos wat ons Psalm 51 lees, is dat God ons roep om met 'n gebroke hart na hom toe te kom. Nie net 'n hart wat sleg voel dat ek nou sonde gedoen het of sleg voel dat ek uitgevang is nie. Nee, God roep ons om met 'n gebroke hart na hom toe te kom. Hoe gebeur en bewerkstellig hierdie gebroke hart? Dit gebeur soos wat ons hierdie sonde oordink wat ons gedoen het. Soos wat ons sien in Dawid se geval, hy het Uria vermoor, mag dit nooit wees dat ons sulke erge sonde pleeg nie. Maar hy het Uria vermoor en hy het hierdie ongelooflike skade tussen hom en sy broer Nathan gebring, oordat hy hierdie sonde gedoen het. En hy sien die implikasies van hierdie sonde en sy hart is gebreek. Maar die primêre gebrokenheid is teenoor dit wat hy aan God gedoen het. Sy heilige God, wie God gesê het, die naaste aan hom was, as 'n mens op aarde. Dit was Dawid. En dit breek Dawid se hart, dat hy met God gebreek het in hierdie diep intieme verhouding. En hy pleit by God, asseblief God, maak my weer skoon, soos wat ek was toe U my gemaak het, toe ek begin het in my verhouding met U. So julle, soos wat ons Psalm 51 saam lees, is dit vir ons verskriklik belangrik om te onthou dat God agter 'n gebroke hart is. Dis nie 'n hart wat sê ek kry myself jammer of ek lê in 'n hoekie en ek huil die hele dag nie. Nee, dit is 'n postuur waarin ons harte besef, is hierdie sondige natuur waarmee ons worstel, 'n natuur wat wil uitbreek, 'n natuur wat wil skade maak in die wêreld, 'n natuur wat teen God se wil is. Maar dat God my wil skoonmaak en reinig en weer regmaak. Dit bring ons op 'n plek van nederigheid en 'n plek van diep intimiteit met God, as ons werklik besef dat hy ons roep met 'n gebroke hart na hom toe te kom en die lewe te hê wat hy alleen vir ons kan gee.